Môre baie hartlik welkom vanoggend weer by ons program. Ons program is Koffie met die Koning en ek is vanoggend so opgewonde dat jy saam met ons koffie kan drink. En bo alles natuurlik die belangrikste vir my, wat vir my dit goed maak en lekker maak, is dat ek weet dat ons het vir Koning Jesus by ons en dat hy saam met ons koffie drink. Dit geniet sy teenwoordigheid so. Ek het vanoggend 'n wonderlike gas weer saam met my. Ek is so dankbaar vir haar. Maar voor ek vir julle vertel wat is die gas se naam en wie is ons gas, wil ek vir julle net sê, ek wil eers ietsiekie gou lees en dan kan ons begin praat want ons wil graag die tyd benut solank ons kan. Ons mag dalk vandag 5 minute langer gaan, maar julle sal ons bly wees daaroor, dit weet ek sommer vir 'n feit. So, ek wil net gou hier so 'n stukkie lees. Hierdie stukkie is so 'n eenvoudige stukkie eintlik oor wat die Here vir ons gee. Hoor net vinnig gou hierso wat hy sê. Hy gee vir ons sulke stukkies wat ons soms net kan deurlees en dit beteken altyd vir my iets wonderliks. Ek lees net hier so klein kort stukkie. Hy sê, the heavenly realms is yours, my beloved. Dit wat in die hemel is, die heelal, dis joune, my kind. Ek gee dit vir jou. Ek dink dis 'n fantastiese belofte wat God vir sy kinders gee. Dat alles wat in die hemel is myne en dit is joune. Sommige van die dinge wat ons so graag wil hê en sou wou hê en sommer net met ons sou saam wou dra, die dinge is al die dinge wat God vir ons alreeds gegee het. Hy het dit vir ons voorberei, hy sê dis joune, vra van my en ek sal vir jou alles gee, net wat jy wil. So kom ons praat klein stukkie. Hy sê, the kingdom of heaven is my gift to you. Dis fantasties. Bring your heart into my kingdom until you are transformed from the outside in. The kingdoms of the earth will fade and fall, but my kingdom will increase and take you from glory to glory. So, ek wil net daar stop. Weet jy, ons partykeer sê ons, he will take us from glory to glory, maar ons verstaan nie regtig, wat is die glory to glory, wat bedoel hy eintlik daarmee nie. En weet jy, as jy net werklik waar in die diepte van jou hart sou inkyk, en besef, God wil my van heerlikheid, tot in ewige heerlikheid, wil hy vir my gee. En inteendeel, hy het dit reeds vir jou gegee. So dis joune. Ek het my lieflike gas vanoggend by my. Ek het weer ons pragtige prinses, want sy is regtig Jesus se prinses, hoor. En al die goed wat ons nou sê, from glory to glory, that God wants to give to her. Ons het vanoggend 'n baie moeilike situasie waaroor ons graag met haar wil praat. Dis nie altyd maklik om te praat oor sekere situasies nie, maar God wil haar vat van glorie tot glorie. En soms is die dinge van hoe om van die glorie tot by die glorie te kom, is soms 'n hele moeilike situasie waardeur God ons vat. Want as ons vinger kon klap en sê, nou moet dit gebeur, dan gebeur dit sommer net so. Maar dit werk nie so nie. Baie keer sê die Here, weet jy, as jy weet wat ek vir jou instoor het, as jy net so vir 'n klein momentjie kan gaan nadink oor al die wonderlike dinge wat ek het om vir jou te kan gee. Baie keer van die dinge kan ons nie verstaan nie, ons kan dit nie begryp nie, want ons is maar mense en ons is maar vlees. Maar een ding is dit wat hy verseker vir ons aanbied, en dit is van glorie tot glorie, bereeds, dit is die reeds joune. Ek het dit klaar vir jou gegee. En dit maak dit vir my so lekker om met daar te praat vanoggend.
alhoewel haar situasie vir my een van die moeilikste situasies is, wat ek in 'n lang tyd met iemand moes bespreek, dink ek is sy vanoggend die aangewese persoon. Sy is die aangewese persoon vanoggend vir ons in diepte, regtig nie net 'n verhaal nie, maar diep te kan vertel van hierdie God wat jou kan vat van glorie tot glorie. Alhoewel jy dit nie verstaan nie. Sy het nie verstaan toe dit wat met haar lewe gebeur het, sy het dit nie verstaan nie. Ek het dit nie verstaan nie. Haar familie het dit nie verstaan nie, en ek dink hulle verstaan dit miskien nou nog nie, maar een ding weet hulle wel. In die midde van al hierdie tribulasie en moeilikheid, vat God ons van glorie tot glorie. Hoorie, en een ding is moeilik, en wat vir ons moeilik is wanneer ons weet, die Here is besig om met ons op 'n pad te stap, en hy vat ons nou, ek wil graag na Woester toe gaan. En die Here sê, my kind, ek sal jou Woester toe vat, met die grootste liefde en plesier. En hy sê, kom ek wys jou die pad wat jy moet stap. En jy begin berge klim, en jy begin oor die berg te klim, en jy kry net nie einde nie. Die berg wil net nie stop nie. Dit voel net vir jou, niks wil stop nie. Ek wens dit stop nou, want ek kan dit nie meer vat nie. Ek wil nou 'n einde kry aan my saak. Want ek wil die glorie wil ek nou vir die mense wys, vir die Here wys. Ek wil in hierdie glorie lewe. Maar dit lyk vir my so amper asof my stryd net nie wil stop iewerste nie. Wanneer sal die einde kom? Wanneer sal die einde kom? Hoor hierso, ek wil julle gou 'n stukkie vertel. Ek self, ons praat nou dinge wat ernstige dinge is. Ek was al so kwaad vir die Here, want ek wou gehad het God moes vir my van glorie tot glorie vat, en hy moet dit sommer nou doen. Waarom moet die Here altyd so lank duur om ons vir ons punt te bring van glorie tot glorie? En dan dink ek vandag, wanneer ek luister na Michal se verhaal, dan dink ek sou hierdie saak sekerlik nie kon deurmaak nie. Ek sou hierdie glorie tot glorie tot glorie, want dis nie net een keer so glorie wat sy moes deurmaak nie. Dis meer as een keer. Ek weet nie hoe sou ek dit kon hanteer het nie. Ek dink nie ek sou dit kon doen nie. Die berg sou vir my net eenvoudig te veel wees. Maar vanoggend sit sy hier as 'n vrou, 'n jong vrou nog. Sy is 'n jong moeder, 4 kinders, en sy kom sit vandag hier in ons studio, en sy kom sit vanoggend hierso in die plek van ander vroue en manne wat sy vir 'n feit weet, en wat ek en jy vir 'n feit weet, wat ons sal dit nie kan maak nie. God sal hulp uit die hemel moet stuur. En dis wat God vir haar moes doen, om vir haar hulp uit die hemel te stuur, om haar te help, om deur hierdie laaste 2-3 jaar waardeur sy moes werk, om te kom by die plek waar sy die ware glorie van die Here adverteer. Wanneer mense kan kyk en sê, waaragtig die glorie van God skyn uit jou uit. Sy het dit nie verniet gekry nie. Dit was nie sommer net ietsie wat die Here besluit het, ag, lus en gee jou ou persentjie. Dit was bitterlik moeilik waardeur sy moes gaan. So ons wil sommer daaroor 'n bietjie gesels vanoggend, as dit met jou in orde is. In die eerste plek, ons het al daaroor gepraat, in die eerste plek, julle gaan as 'n familie
op 'n jonger leeftyd en besluit julle gaan vir die Here 'n sendingwerk doen. Julle gaan julle lewens gee. Jou man besluit hy gee sy werk op, jy besluit jy gee jou werk op, dit wat jy wou geleer het, dit wat jy wou gedoen het, maar dis alles okay, dis alles alright, want ons wil dit vir Jesus doen. Ons is bereid om onsself te gee vir God. En die Here, laat ek jou vandag vertel, sit daarin met 'n hart vol blydskap. Ons kan nou praat en ons kan vir mekaar wat vandag kyk na hierdie program sê, ja, sies tog, die Here was seker maar in 'n vreeslike toestand toe hy sy kind moes vrystel. Hy wou dit nie doen nie. En tog het die Here besluit, weet jy, is jy bereid om jou man te laat gaan? Is jy bereid om dit wat jy die liefste voor is, om te sê, ek's bereid om jou te laat gaan? En toe het jy nie geweet, dit gaan werklik gebeur nie. Jy het nie geweet, jy het nie die verwagting in jou hart gehad van, ek gaan een van die dae gaan ek 'n weduwee wees nie. Jy het nie dit in jou gedagte gehad nie, want God het jou dit nie vertel nie. En die Here het nie vir jou gesê, berei jou so lank voor, want dit en dit gaan gebeur met jou, en jy gaan jou man nie weer te sien kry nie, is die laaste keer wat jy met hom op die strand kan stap, dan is dit verby. Maar die Here het al die dinge saam geweet. Hy het al die dinge presies saam geweet. Hoekom? Want soms is dit so moeilik om die glorie van God in ons rond te dra, sodat ander na ons kan kyk en kan sien, that my Engelse woorde, that he is the hope of glory. He is the hope of glory. En die prys vir my om te betaal, om hierdie glorie te kan dra, om 'n draer te kan wees van hierdie salwing, dit kos baie geld. Dit is bitterlik duur. Baie mense, hulle bid en hulle sê, hulle soek die Here en hulle wil hê die salwing van die Here moet op hulle kom en hulle steek hulle hande in die lug en hulle gooi hulle lyf op die grond neer en hulle sê hulle so onder die salwing soos nog iets. En as ek so opkyk, ek sien nie die salwing nie. Ek sien nie die salwing ergens nie. Ek wonder by myself, Here, wat se salwing dra daai vrou dan, wat daar staan? Besef ek ooit wat se salwing sy in haar om? Besef sy ooit, wat is die salwing en wat gaan die prys kos vir dit wat op my lewe afkom? Dit wat ek nie eers geweet het nie. Dit wat ek nog gaan moet dra in die toekoms. Daar's nie baie mense wat dit kan dra nie. Daar's nie baie wat hierdie prys met hulle saam kan dra nie. En dit is hoekom dit vir my so fantasties en wonderbaarlik is dat jy bereid is om vanoggend saam met ons 'n bietjie te kan gesels net oor die prys. Die prys het nie net gestop by jou geliefde man die dag toe hy sy lewe vir Jesus moes gee nie. Dit het nie net daar gestop nie. Miskien het jy in jou hart gedink, dis die einde daarom hierdie. Ja, miskien het jy gedink, dis die einde, dankie tog, maar ek is nou 'n weduwee, ek is nou 'n mamma, hier sit ek met 4 kinders wat ek nou moet grootmaak, stoksiel alleen, want ek het nie meer 'n man nie. En tog besluit jy, ek gaan nog voortgaan. Ten eerste besluit jy, maar jy gaan maar weer teruggaan en jy sal weer daai plek gaan besoek. Al word jy daar weggejaag uit Renie. Al jaag hulle my daar uit. Al gee hulle my nie 'n visum nie. Al stry hulle met my. Ek sal gaan en ek sal doen wat God van my verwag. Maar dit wat jy nie van God verwag het nie,
was dat die Here jou mees geliefde by jou gaan kom haal. Dit het jy nie verwag nie. Dis waar, ja. Dit het jy nie verwag nie. Dit is die moeilikste ding waaraan ek kan myself nie eers in die posisie indink. Hoe 'n moeder ten eerste haar man af moet staan aan die dood, hom lief hê, selfs na die dood, aan hom nog steeds moet dink, om tog nog altyd in jou hart ronddra, en dan skielik op 'n dag 'n nuus te ontvang wat jy nie verwag het nie. 'n Nuus wat jy nie verwag het nie, dis nie 'n storieverhaal wat ons nou vertel nie. Ons vertel nou 'n verhaal van mekaar wat goddelike waarheid is. Want God, die Vader, is die een wat klaar besluit het. Give me your everything, and I will give you my everything. And that which I'm going to ask of you is going to cost you. Dit gaan so kostelik, so duur wees. Maar dan kom die Here met 'n skrif wat baie keer in my hart ook opkom, en dan dink ek, dit klink so maklik om dit te sê. Hy wat die moeder, vader, dogter of seun lief het, is werd om my koninkryk binne te kom nie. En hier kom die Here en hy sê vir jou, jy's werd om in my koninkryk te kom. Wat gaan jou moeder, vader, man, seun, dogter, dis wat dit jou gaan kos om hier in te kom by hierdie koninkryk. Ek weet nie hoe jy dit reg kry nie. Ek weet nie hoe jy dit as moeder reg kry nie. Maar as ek dink aan jou dogter, die mooiste ding, die pragtigste meisie met die mooiste blonde haartjies. Ek onthou die eerste keer wat ek haar ontmoet het, was by Clemens hulle in die gemeente met Rooies toe hy daar was. En dan vra ek myself af, Here, dan vra ek myself dit af asof ek 'n kind is, van Here, hoe vreeslik is dit vir jou as moeder om eendag te moet aanhoor, daar word aan die deur van jou hart geklop. En eers verstaan jy nie, wat is die bedoeling van hierdie klop aan die deur van my hart? Wat beteken dit? Iemand klop aan die deur van my hart. Wat beteken dit? En jou kind kom vir jou sê, mamma, my maagpyn. Jou kind kom vir jou sê, mamma, ek moet dokter toe gaan. Mamma, ek voel nie lekker nie. En jy moet begin dink in jou kop, van ek weet nie wat gaan nou, wat gaan aan, wat is besig om te gebeur met my kind. Wat is dit nou, wat met ons besig is om te gebeur? En stukkie vir stukkie en stapie vir stapie begin jy agter te kom in jou lewe van, maar dit lyk asof dit 'n ernstiger ding word. Die dokter sê, hier is 'n groter fout as wat ek net gedink het. En Jesus in sy eie hart weet, hoorie, die prys is baie duur. Die prys is baie duur, wat jy gaan moet betaal. Weet jy, daar is soveel mense, wat vir my, met wie ek praat, so oor die lewe rond, wat vir jou vertel van hoe die salwing op hulle rus, en hoe hulle die salwing, hoe gebruik God hulle, die salwing is op hulle, en hulle lê hande op, en die siekes word gesond, en die dooies staan op, en alles, dan wil ek as mens vra vanoggend, Vader, maar, wat van Michelle se dogter? Wat het sy dan gedoen dat sy nie opgewek kan word uit die dode nie? Wat het sy dan gedoen
dat u 'n boodskap vir u dogter sal stuur om vir haar te sê, ek gaan jou kind by jou moet kom haal. Is dit 'n moed dat u haar moes kom haal het? Ek kan dit nie verstaan nie. Ek praat nou reguit soos, want as dit met my moet gebeur, ek sal dit nie kan hanteer nie. In my vlees kan ek dit nie hanteer nie. Dis hoekom ek dink, hoe moes dit toe vir jou wees, om te dink, het jy daaraan gedink, die ander dag het ek my man verloor. Beteken dit dus, hier kom weer hierdie selfde ding op my lewe af. Ek gaan weer moet verloor wat ek lief het. Berei jy dit in jou hart voor? Is jy in afwagting daarna dat God sal kom en jou kind kom vat? Of sit jy tog met die gedagte in jou hart van my kind sal hier uitkom? So wat die dag toe Maria Elena uitgevind het, sy kanker het. Sy en haar vriend Janneman was by die hospitaal gewees en Janneman het my gebel en gesê, Tannie Michelle, die dokter sê Maria Elena het kanker. En dit was sommer by ongevalle gewees. Het hulle vir die eerste keer gekyk met 'n sonar na haar maag en die dokter het dadelik vir hulle gesê, dit lyk soos kanker en sy het dalk nie lank om te leef nie. En sommer net so. Die eerste dag. En hulle het my gebel, Janneman het gehuil, gesê, Tannie, Maria Elena het kanker. En ek was in Pretoria op daai oomblik, dadelik afgevlieg Kaap toe, en dit was 'n groot skok gewees. Maria Elena het later vir my gesê, mamma, toe die dokter dit vir ons sê, het ek gedink, die Here genees soms, maar soms genees hy nie, soos met Okker, soos pappa, het sy vir my gesê, die Here het hom nie genees nie, en sy het gesê, sy het vrede gehad, sy het gesê, wat die Here ook al besluit, dit is sy besluit, en haar lewe is in sy hande, so sy het van die begin af daai berusting gehad, sy was nie paniekerig nie, sy was nie bang nie, sy het nie gehuil nie, sy het net daar gesit en gesê, Here, wat u wil ook al is in my lewe. So haar geloof deur hierdie hele 10 maande wat ons hierdie pad gestap het, was haar geloof. Ek het regtig tot op die laaste dag het ek geglo en gehoop dat die Here haar gaan genees. En ons het gebid, ons het gevas, ons het gesalf, ons het afgesny elke vloek wat ons aan kan dink, alles wat mense sê, bid ons, almal wat wou bid het, maar nog steeds het die Here haar kom haal en sy het tot op die laaste, het sy soveel vrede in haar gehad. Daar was tye van hoop, wat ons gedink het die behandeling werk, en ons was bly en dankbaar, en tot op die laaste dag het ek nog gehoop, die laaste oomblik, het daar iemand vir haar kom bid, en het ek regtig, ek het daar, na die persoon vir haar gebid het ek gesê, sy is genees. Daar was so teenwoordigheid van die Here gewees. En daai oomblik toe die Here haar kom haal. So dit was op en af pad wat ons gestap het, so oor die berge, soms met soveel hoop, maar die hele tyd, dit was 'n baie aggressiewe kanker gewees, Burkitt limfoom, hy verdubbel elke week. So sodra ons dink iets werk, dan die nuus weer gekom, jammer, hulle gaan met behandeling stop, daar's niks meer wat die dokters vir haar kan doen nie. Ja, dit is vreeslik. En in die tyd, voor die tyd, is julle ook na Israel om te gaan en kyk of daar behandeling daarvoor was. Dis reg, so ons was vir elke chemoterapie wat die dokters voorgestel het in Suid-Afrika, het ons gedoen. Elke behandeling wat hulle voorgestel het. Kyk, jy kan hier nie kyk na natuurlike goed, want dit is so aggressief. Daai ding groei binne 4 dae, dat sy nie die pyn kan uithou nie. So, na die laaste na die laaste chemoterapie, het die dokters vir my en haar en Janneman ingeroep, haar kerel, en ons gesê, hoor hier, ons is jammer, ons het alles gedoen wat ons kan in Suid-Afrika. Daar is niks meer wat ons kan doen nie. So ek gaan nou huis toe met palliatiewe sorg en maar net rustig by die huis wees. Maar
gedurende daardie tyd het een van my seuns, Silje, het bietjie navorsing begin doen en hy het toe opgelees oor Sheba Hospitaal in Tel Aviv met hierdie CAR-T selbehandeling en hulle doen dit vir die Burkitt limfoom. En die oomblik toe die dokter sê hulle kan niks meer vir haar hier doen nie, is alles reeds, het Silje klaar alles gereël dat die dokters, dat die hospitaal in Tel Aviv haar sou kry. En 'n week voor sy moes vlieg, toe was alweer die gewas was so groot dat hy die pypies toegedruk het na haar lewer, na haar galblaas. Sy moes gou gegaan het vir stents, want sy het begin geelsig kry en dit moes vinnig. So ek sien ook die Here se hand in alles. So die dokter bereid was om oor 'n naweek die stents in te sit sodat sy kon vlieg. En ons was 'n hele 6 weke in Israel gewees. Juis in die tyd wat die oorlog aan die gang was, 12 dae oorlog, was ons in Israel gewees. Dit was verskriklik erg. Eerstens met die CAR-T-sel behandeling, hulle onttrek die T-selle uit haar liggaam, verwerk dit binne 'n week en dan gee hulle dit vir haar terug. En 'n week later, dan begin al die neeweffekte van die CAR-T-sel behandeling in, wat sy het, vir 'n dag was sy heeltemal verlam gewees, sy het geheueverlies gehad. Hulle het vir my gesê, mevrou, sy kan moontlik in 'n koma ingaan. Die koma kan duur van 4 dae tot 135 dae, dis die langste wat die koma. Dis maar net die natuurlik, die neeweffekte van die behandeling. En so sy het regtig, ons het vir haar lewe geveg. Die oorlog het begin, die sirenes het afgegaan, die ontploffings was buite die hospitaal, en sy was op haar swakste gewees. Sy het vreeslike lae bloeddruk gehad, asemhaling was laag, sy het koors gehad, en daar was 4 dokters om haar bed een aand, en toe die sirenes afgaan, en hulle stuur missiele af in Tel Aviv, is al die dokters weg na die bankers toe, en hulle het my gevra of ek saamkom, ek gesê nee meneer nie, ek bly met my dogter. So dit was erg geweest, dat jy's al mense op die boonste verdieping van die hospitaal, al die dokters is weg, en dis ek en sy, en alles, dit skree net rooi, die monitors teen die muur, en in daai tyd is dit hierdie ontploffings buite die hospitaal, gevoel hoe ek het daar toegepak met kussings, en het gevoel hoe die deure en die vensters ruk in die hospitaal, elke missiel wat ontplof het, en in daai tyd was sy vreeslik swak geweest. Die volgende dag weer eens, maar toe was sy bietjie meer by, sy het al geweet wat om haar aangaan, maar daai angs het haar so oorval daai dag, het haar bloeddruk weer verskriklik op is, en hulle het geveg vir haar lewe, terwyl die oorlog buite die hospitaal aan die gang was, as daar binne hospitaal ook 'n geveg vir haar lewe. Maar na die T-sel behandeling, die dag wat sy ontslaan is die dag wat die vrede ooreenkoms geteken is. En ons kon na die hospitaal gaan. Die dokters was opgewonde. Hulle het gesê, Marie-Helena, dis ongelooflik die vordering. En ons het gedink, daar's genesing. Ons het gedink, kankertelling was besig om weer af te neem, en ons is op die eerste vliegtuig, die vliegdag wat die vliegtuig weer begin vlieg het ons dadelik 'n kaartjie gekry en is terug Suid-Afrika, toe met die hoop dat sy gaan leef. Maar dan ook selfs, 3 weke na dit, het die dokters gesê, dat die limfoom weer besig is om te groei hier in Suid-Afrika, en dat sy met nuwe behandelings hier moet begin. Ook 'n T-sel behandeling, 'n nuwe behandeling wat skaars in Suid-Afrika toe begin is. Het was baie hoopvol geweest, en weer eens, daar's hoop, daar's teleurstelling, daar's hoop, daar's teleurstelling, en elke keer dan, sy maak haar omtrent gereed om met die Here te ontmoet, en dan sê die dokters weer, daar's hoop. Dit was hierdie op en af die hele tyd, maar aan die einde het die dokters weer gesê, daar is niks meer wat hulle vir kan doen nie. En, ekskuus, terwyl sy
deur hierdie periode gegaan het van eintlik stryd van gaan ek genees word, gaan ek nie genees word nie, was sy in daai tyd in stryd met die Here of was sy in die plek van ek is tevrede waar ek is, as die Here my wil neem, wil die Here my neem, as die Here sê nee, ek moet bly, dan bly ek. Absoluut, sy was in 'n plek van vrede gewees. Sy het gesê, baie dae het ek vir gesê, Marielena, die Here gaan jou genees, want sy het vir my gesê, mamma weet dit nie. So sy het, en ek later ook in haar dagboekie net gelees, haar gesprek met die Here oor daai tyd, Ja. wat sy gesê het, sy is gereed vir wat die Here se wil ook al is, sy weet sy moet gereed wees, en sy vra die Here om haar hart skoon te maak, om haar verhouding met hom, as hy enige iets is wat nog nie reg is nie. Sy het eintlik so 'n mooi verhouding met die Here gehad, so geloof, pad wat sy gestap het, maar sy was gereed om met die Here te ontmoet. Ja. En as ek nou so na jou vir jou mag vra. Kyk, daar's baie mense en veral in Suid-Afrika is ook baie jong mense wat ons deesdae vind wat kanker kry. As mamma, as 'n moeder wat in die midde van hierdie krisissituasie sit, want ek wil graag weet hoe was dit, hoe was jou ervaring daarin? Haar ervaring sê ons is, sy sê, Jesus, as u my wil kom haal, dan mag u my maar kom haal, ek is gereed om te gaan. Waar is jy in die proses? Ek het met Okkert, met my man, hy was 3 dae in die hospitaal toe sy oorlede. Ons kon nie afskeid neem nie, ons kon nie, en met hom het ek regtig gedink, weet, ons het 'n roeping saam, die Here gaan hom nie kom haal nie, die Here het hom kom haal. So met Marielena, omdat die Here, jy sien, partykeer genees die Here, partykeer genees hy nie. Alles is in sy hande, hy is God, en ons is sy kinders, en laat sy wil geskied in ons lewens. En so dit was vir my, ek het vrede gehad, as die Here haar kom haal, met die hoop dat hy haar gaan genees, met my hele hart, het ek geglo en gehoop dat hy haar gaan genees, maar dit het my ook, ek dink met die kanker, was dit 10 maande van afskeid. Ja. Want jy hoop sy gaan genees word, maar as die Here haar nie genees nie, en dit is nie twyfel nie, ek het 100% geglo. Ja. As iemand vir gesê het, jy weet, maak jouself gereed, dan was ek al half, nee, maar die Here gaan haar genees. Ja. So, ek was 100%, my geloof was daar vir genesing. Ja. Ek het nie getwyfel nie, maar nog steeds het ek gedink, as die Here haar kom haal. Ja. So dit het my regtig tyd gegee om vir haar nie te kon lief wees, om lekker goed saam met haar te doen, en dan doen ons dit, dan dink ek, miskien is dit die laaste keer, want sy was 2 weke voor die Here haar kom haal, sy was so swak gewees, en sy het vir my gesê, mamma, kom ons gaan eet roomys, by mamma se gunsteling plek, en ons het 'n halfuur soontoe gery, sy was verskriklik swak, en aangetrek, en op pad soontoe het sy siek geword, moes ek stop, en ek sê vir kom ons gaan huis, en sy het net gesê, nee mamma, kom ons gaan roomys eet, en daar parkeer, en ek het haar ondersteun, ons het geloop tot by die roomysplekkie, roomys het sy het 'n paar happies gevat, toe eet ek haar roomys, maar toe wou sy betaal, toe besef ek, maar sy het dit gedoen, net, sy wil my bring vir roomys, in die toestand waarin sy is nie dat sy lus was, en sy sê toe, ek wil net vir mamma sê, dankie dat mamma die hele tyd saam met my is, en my so help met alles. So dis die offer wat sy ook gebring het. Dit was my toe ek besef wat sy eintlik gedoen het, ek so gehuil, en 'n paar dagies daarna was sy weer net see toe gaan, net op die strand gaan sit, ons is so toe gery, koffietjie gekry, en net parkeer, en net na die see gekyk, en ek het nie besef, dis die laaste keer wat sy by die see, nou is dit vir my kosbaar, nou is dit vir my, al daai oomblikke is my so kosbaar, as ek terugdink, net
wat sy goedjies met my saam wou doen. En ja, daai oomblik dan dink jy, miskien is dit die laaste keer, miskien nie. Maar So dit was eintlik basies in 'n mate as jy daaroor dink, die klein dingetjies wat jy nou noem, sy wil miskien net 'n roomys gaan eet het, maar eintlik wil sy die roomys nie gaan eet nie, want sy is te moeg om daai roomys te gaan eet. Maar terwille van mamma wil ek dit graag doen. Ek wil nog iets met mamma doen. Asof daar tog 'n verwagting was van I don't think I'm going to make it. So ek dink dat die verwagting is daar dat ek gaan dit nie maak nie. Maar wat my wonderlik is hieraan is die feit dat ons praat oor baie jong mense wat kankers kry in hierdie tyd en ook ouer mense en wat so vinnig moet opgee. Wat so vinnig besluit hulle gee moed op. Dit is te vreeslik. Hulle lê hulle lewe net daar neer. Nee, dat die Here kan my maar kom haal. Ek is nou klaar. Ek kan dit nie meer vat nie. Maar hierin is iets soveel mooi. Hier is soveel mooi wat hier in hierdie proses is. Van dit wat ek graag nog dalk weet ek in my agterkop. Ek gaan nie saam met mamma die einde van die jaar sien nie. Maar ek wil tog nog saam met haar ietsie doen. Ek wil tog nog daar wees. Dis vir my mooi. Dis vir my wonderlik. Dit is iets wat in my hart sal vasbly steek vir ewig en altyd. Dit is die goeie ding waaraan ek dink vandag. As ek ooit weer 'n vroutjie gaan ontmoet, 'n jong moeder, dan gaan ek daai jong moeder na jou moet verwys. Dan gaan ek vir daai moeder of vader moet sê, ek ken iemand wat hierdeur moes werk. En as jy by hierdie moeder se voete gaan sit en kan luister, en bereid is om te ontvang, dit wat daardie moeder moes ontvang en gee, sal jy dit doen? Of sê jy, nee, dis my kosbaarheid. Nee, so ek dink mense gaan deur hierdie goed en die Here help jou daardeur om ook ander te kan help. Ja. Dit is, ek dink, dis die mooi wat daar uit kan kom, want dis my pad wat ek gestap het, dis my getuienis en ek dink dit kan ander mense help. Weet deur dit alles, mense verstaan nie altyd nie. Ja. Ek verstaan nie hoekom dinge so gebeur het nie. Ek verstaan nie hoekom die Here haar kom haal het nie, maar ek vertrou hom. Ek weet dat hy die hele prentjie sien. Ek weet dat hy is God van die heelal, wat die sterre in sy plek gesit het, wat alles geskaap het, wat Maria Elena geskaap het, en weet jy, was vir my so kosbaar, 'n week voordat die Here haar kom haal het, het ek en jy saam gebid, en die woord wat die Here gegee het vir my, deur jou was, is jy bereid om Maria Elena op die altaar te sit? Ek weet nie of jy dit onthou nie, maar dit was die woord wat die Here van gegee het, en ek het daai aand baie gehuil. Maar ek het die besluit geneem om haar op die altaar te sit, om haar vir die Here terug te gee, want hy is haar, weet, ons kinders is nie ons eiendom nie, dis nie ons nie, sy is vir my geleen, vir 25, 24 jaar, kon ek haar mamma wees, en ek gee, die Here gee en hy neem, en ons is maar klei in sy hande, en ek kan nie haar vashou nie, as die Here se wil is om haar te kom haal, ek is 'n klein mensie, en daarom loop ek in daai rus, en ek dink dit is wat die Here vir my kom leer deur hierdie tyd, en dis wat ek met ander mense wil leer, met deel, met my getuienis net. Want die ding is, 'n mens leer uit elke situasie. Vir die een is die situasie moeiliker as vir die ander persoon.
Maar dit is, wat doen ek met hierdie situasie wat ek vandag moes deurgaan? Dit wat God vandag op my pad gelê het. Wat doen ek daarmee? Kan ek dit met iemand deel? Kan ek 'n stukkie van die brood afbreek en vir iemand anders te aangee? Of is dit gewoon, wel, ek is nou hier so op hierdie plek, so ek is nou maar besig om dood te gaan, so julle moet my maar kom groet as julle my wil groet. Want is baie mense wat so sê, as julle my wil groet, moet julle my maar kom groet, want ek is nou op pad om te gaan. En dan dink ek, wel, hoe weet jy, dalk het jy nog 'n maand om met ander mense hierdie waarheid te kan deel. Miskien kan jy nog baie dingetjies deel met mense. Moenie dit net aanvaar. Jy praat van jou kind, daar's klein dingetjies, jy weet vir 'n feit, ek mag dalk hierdie kind nie weer sien nie. Maar tog sê jy, ons tweeetjies gaan nog deur, ons gaan nog deur. Ons stap die pad nog steeds. Ons druk nog deur. Dit gaan nog goed gaan met jou. Jy gee bemoediging. Jy sê, hoorie, jy kan nie soms so vinnig opgee nie. Jesus kan jou nou genees. So, ek wil net vir jou vra, of dit vir jou moontlik is. Kyk, ek wil nie, want ek gaan huil. James Bali. Maar om te kan bid vir die wat vanoggend, wat ons weet, daar sit 'n klomp. Daar sit baie mense vanoggend in 'n situasie. Ek het hier met 'n vroutjie gepraat 'n tyd gelede, Kaapse vrou. En waar sy was en waar sy nou is, en sy is nou volkome genees. Sy is nou volkome genees. In die tyd het sy gedink, nee, dit gaan nie werk nie, ek gaan doodgaan. Haar kinders het gedink, nee, mamma gaan dit nie maak nie. So almal rondom het haar gehelp glo, jy gaan dit nie maak nie. Almal het haar gehelp glo, ons beter mag groet, want sy gaan dit nie maak nie. Dan het jy die wat sê, weet jy, tot op die laaste moment, daar waar my kind in haar bed gelê het, tot op die laaste moment, bly ek nog glo, of het ek nog bly glo, dit sal goed gaan. En wat dit ook al mag wees, sy het klaar haar mind opgemaak, oor ek's gereed, as Jesus my nou sou wil kom haal. Hoorie, laat ek so sê, ek dink jy's verskriklik braaf. Ek het nie die moed, ek moet dit eerlik sê, wat jy het nie. Ek het dit nie. Ek kan net sê, die Here is goed. Ek kry my dae, wat ek haar so mis, wat dit verskriklik seer is, wat as ek die hele dag omhuil, net daai gemis, maar die Here gee mens krag, en hy loop saam met jou, en om jou oë te hou op dit wat jy nie sien nie, op die ewigheid. Ek sien haar gesond, ek sien haar in die hemel, ek sien haar saam met haar pa dans, en is 'n kort ruk, ons leef op hierdie aarde so kort, en ons gaan die ewigheid saam hê, en wanneer dit so moeilik raak, ek voel ek kry nie asem nie, wat ek haar so mis, en die dinge wat ek nog saam met haar wou doen, dan dink ek, sy wil nie daai dinge doen nie. Nee. Ek wil nog soveel goed, ek het soveel, dink ek net, daar was sy nou, sy wil nie terugkom nie. Nee. Ek mis haar, maar ek is so lief vir haar en Okkert, dat ek die hemel vir hulle gun. En dit bring vir my troos, om te weet, en die dag die oomblik toe die Here haar kom haal het daar iemand vir haar kom bid, 'n persoon wat ek glad nie ken nie, het na haar toe gekom en na ons huis toe geklop en gesê, hy voel net hy moet vir haar kom bid. Hy het haar voete kom salf
En hy het so kragtig vir haar gebid, en hy het vir my gebid, en daar was so teenwoordigheid van die Here in daai kamer, en ek het hulle, saam met hulle kar toe gestap, en ek was so bly, en ek het teruggekom in die huis, en ek het vir Janeman en sy ma gesê wat daar gekuier het, die Here het vir Marilena genees, sy is heeltemal genees, ek weet dit nie, daai oomblik het die Here haar kom haal. Wow. Daai oomblik het die Here haar kom haal, en sy is daai oomblik genees. So ek kan vir jou sê, ek kan nie sien hoe die Here haar begeleid in daai oomblik in, Ja, en nie genees soos ek gehoop het nie, maar sy is vry van die pyn, sy is vry van die seer, en sy is waar ons almal graag wil wees. Ja, nee, dit is so. Sal jy vir die mensies wat vanoggend saam met ons kyk hierna, en moet luister na jou, en ook die hoop in hulle hart opwek, van, sou dit ooit met my gebeur, mag die Here my ook op hierdie manier versterk. Graag met liefde, ja. Vader, ons kom na U in Jesus naam, en ons sê vir U dankie, dat U 'n goeie Vader is, dankie dat U altyd goed en altyd getrou is, maak nie saak waardeur ons gaan nie. Vader, dankie dat U sê dat U ons aan ons regterhand kom vashou, dat U 'n muur van vuur om ons is, dat U 'n skild om ons is, Vader, dat U ons vashou. Dankie dat U in die woord sê, dat U naby die is wat hartgebroken is, en ek bid vir my vriende, Here, ek bid vir my familie in Jesus, dat U vir elkeen net sal wys hoe naby U is, hoe U alles weet, Here. Dankie dat U sê, wanneer julle deur die dal van doodskade weer gaan, dat U met ons is, Here. Dankie dat U ons vashou in die holte van U hand. Dankie dat ons name in die handpalm geskryf is, en dat U ons elkeen ken by U naam, en dankie dat Heilige Gees ons vertrooster is, en ek vra vir U, dat die Heilige Gees sal stuur, en ons elkeen sal vashou, sal vertroos, die vertrooster, en vir ons krag sal gee, vir ons net nader trek aan U, en ons genees, in die naam van Jesus. Dankie, Vader. Dankie. Amen. Vader, wat 'n wonderlike voorreg is dit, om te weet, U berei U kinders voor, wat werklik waar. En dit is nie net, ek sê iets op, omdat ek dit op skool geleer het nie. Wat werklik bedoel, al gaan ek ook deur die dal van doodskade weer. Ek sal geen onheil vrees nie, want God is met my. En as ek daaraan dink, dan dink ek aan Marilena, wat vanoggend ook dieselfde sê, die tyd aangebreek het, al gaan ek ook deur die dal van doodskade weer. Ek weet, ek hoef nie te vrees nie, want God het sy seun reeds vooruitgestuur, hy is by my en met my. En Vader, daarom kom seën ek vanoggend vir Michelle. Ek bid regtig uit die diepte van my hart, dat U dogter gaan beskerm op 'n heel spesiale manier, dat U haar werklik sal lei van glorie tot glorie. En Vader, dat groot platforms nog voor haar sal oopswaai. Groot platforms gaan oopstaan om die naam van die Here Jesus te verheerlik en groot te maak, Vader. Here, ek weet, ons weet soms nie hoe dinge werk nie, Here. Ons is maar eenvoudige mense. En Here, as ek vandag oor haar lewe moet nadink, dan kan ek net bid, Here, versterk U kind. Gee vir haar krag, Vader. Gebruik haar tot U eer en verheerliking, Vader. En Here, laat haar weet waar haar kind in hierdie dag spandeer. Daar is so baie mense wat hierdie ongelukkigheid in hulle omdraai, Here, wat ek self ontmoet het in my lewe, waar die mamma en die pappa, hulle kom nie tot 'n einde nie, hulle kan nie stop nie, hulle glo eenvoudig, hulle kind is net vir hulle dood. Maar die verskil hier is, my kind is nie dood nie. Ek weet waar my kind is. En ek bid saam met haar vanoggend vir sulke mense, jong mense, ouer mense, Vader, wat vanoggend op hulle bed kan lê en kan weet,
Ag, Here, mag ek ook maar so getuienis in my omdra. Mag ek ook maar so 'n dogter van Sion wees, Vader. Ek seën haar in hierdie dag, Vader. Bid vir haar met krag. En Here, die dingetjies wat sy mag nodig hê nog as moeder vorentoe, as iemand wat besluit het, lank gelede, ek is eendag bereid om die pad te stap. Ek is eendag bereid om in die salwing te wandel. Sy het nie toe alles geweet nie, Here. Sy het nie geweet wat om te verwag nie, maar sy was bereid om te gaan. En hier is sy vandag weer om te sê, Here, hier is ek. Stuur my. Die planne vir my is goed. En die planne vir die kind is goed, Vader. En dit sal altyd goed bly. Ek wil spesifiek bid vir haar seun. Vader, en ek dink in my eie hart hoe moeilik dit vir hom as seun moet wees. Ek dank God dat hy nog sy mamma het, dat hy nie alleen hier agtergebly het in hierdie wêreld nie. Maar dit is tog nie lekker om alleen te wees nie, so ek wil vir hom bid, ek wil hom voor die troon opleg, ek wil bid versterk hom, Here, bekragtig hom, lei hom, Vader, deur u Gees, en Here, wanneer ook hy saans aan sy sussie dink, en op sy bed gaan lê, en die kombers oor sy kop trek, Vader, dat wanneer hy dink, ek weet nie waarom nie, dat God die troos sal stuur. Stuur vir hom die Heilige Gees, die trooster, sodat hy sal verstaan. Vandag nie, môre wel, maar ek weet, u is die een wat ons bekragtig. So ek seën haar, ek seën haar kinders, Vader, ook hulle wat oor see woon, Vader, wat ook sonder hierdie sussie moet wees. Vader, want ek dink baie keer so, wat sou gewees het, sy so een van die dae mooi in die pragtigste rok geloop en dan sou sy getrou het. Dit was haar begeerte, dit is wat sy so graag sou wou gedoen het, Here. En miskien was ons almal daarby gewees om saam te lag. En Here, maar nou werk sake anderste. En omdat dit anderste werk, wil ek vir u vra, sal u die ene wees wat die trooster stuur, sodat hulle nie hoef te huil nie, maar sodat hulle kan weet, ons weet, waar ons sussie is. Want God is 'n goeie Vader en u sal u kind nooit versaak of nooit verlaat nie. U sal altyd by hierdie familie bly, Vader. Die prys was duur, die prys was groot, maar ons dank u daarvoor, Vader, dat ons hand in die lig kan opsteek en kan sê, as God met my is, wie sal teen my wees? Al is my omstandighede wat hulle is, dis nog steeds goed. En mag u deur alles verheerlik word. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus, met dankbare harte, vir u goedheid en u guns, in Jesus se naam. Kyk my vriend, ek wil vir jou bid, volgende week, wanneer ons weer Michelle hier so het, om saam met ons te gesels, Vader, en ons 'n paar dinge weer deurpraat, terwyl daar so baie ander nog is, vir wie sy moet bemoedig, Vader, want 'n ding gebeur nie net een keer met ons en dan is dit verby nie, en sê die Here, okay, dankie, tog, dis nou afgeloop by jou. U laat dinge met ons gebeur, Vader, omdat die planne goeie planne is, omdat die planne het vir ons lewens, wat ons nog nie eers van weet nie, maar dit weet ons wel, is dat dit wat u vir hulle as familie het, vir dit wat vir die plan wat u reeds vir hulle getrek het, Vader, vir die prys wat hulle reeds betaal het, Vader, daarvoor dank ek u in hierdie dag. En Vader, ons wil dit gebruik tot u eer en tot u verheerliking. In Jesus se lieflike naam. Amen.